Die heilige nagmaal het 'n hele klomp goed wat 'n mens ook daar in berekening moet bring. Die heilige nagmaal stam van die Pasga af. En die heilige nagmaal is nie meer 'n offer soos wat dit in die Romeinse kerk is nie. Hulle bied dit nog steeds aan as 'n offer, die liggaam van Christus wat nog elke keer met die mis geoffer word. En daarom sê die Heilwaarskatekismus, dit is 'n vervloekte afgoderry. Die heilige nagmaal is twee goed. Een, dit is 'n gedagtenismaal tot die verdienste van die Here Jesus Christus, maar dit is ook 'n gemeenskapsmaal met die Here Jesus Christus, want hy is die gasheer en is ook 'n gemeenskapsmaal met jou medegelowiges wat saam met jou aan die nagmaaltafel sit. By die nagmaal is die Here Jesus Christus met ander woorde persoonlik deur sy Gees teenwoordig. Alleen gelowiges wat belydenis van hulle geloof afgelê het, mag die nagmaal gebruik. En die rede daarvoor is dat so 'n lidmaat met sy leer en lewe die verantwoordelikheid tot so 'n stap kan bewys. 'n Mens kan nie 'n kind tug nie en hom emosioneel nou net te gaan sê, maar hy verstaan waaroor dit gaan. Dis nie goed genoeg nie, want dan moet hy ook die krag van die tug kan verstaan. Want die sakramente en die tug en woordverkondiging is die drie vereistes van 'n ware kerk. En dan moet hierdie persoon wat nagmaal gebruik ook al drie kan beteken. Die kerk moet die lidmaat kan oordeel volgens sy werke en sy lewe, sy hele lewenswandel. Met ander woorde, sy lewe moet die vrugte van bekering voortbring. Sy lewe moet daarvan bewys lewer dat hy ook berou het en uit die sonde kan opstaan. En dat hy homself kan beproef voordat hy van die nagmaal eet. En daarom word 'n lidmaat wat goddeloos is, deur die kerkraad van die nagmaal weerhou. Die nagmaal se doel is om ons te verseker dat ons deel het aan die versoening wat die Here Jesus Christus aan die kruis volbring het. Die nagmaal leer twee weldade. Die eerste een is die vergifnis van sondes deur die lyde en die sterwe van die Here Jesus Christus. En die tweede een is die vereniging met sy liggaam deur die werk van God die Heilige Gees. Die nagmaal beteken 4 dinge. Dis 'n teken van verlossing, maar is ook 'n teken van ons doemwaardigheid, want ons gaan sit juis daar om by die Here te hoor dat hy my sondes so vergewe het, dat sy liggaam vir my gebreek en sy bloed vir my vergiet is, tot 'n volkome versoening. Dis wat ek nodig het in my doemwaardigheid. Maar is ook 'n teken van dankbaarheid, want dit leer wat gee God vir my waartoe ek nie in staat is nie. Die nagmaal leer my dat God my regverdig verklaar, omdat hy 'n ander offer in my plek aangeneem het. Regverdig verklaar beteken dat as ek sterf en ek kom in die eindoordeel van die Here, God my nie in die hel gaan gooi nie. Hy gaan my regverdig verklaar in die bloed van Jesus Christus. Daar is klaar betaal, daar is klaar 'n kwitansie by die Here vir hierdie sondes wat ek gedoen het. Dis betaal en nou God is in sy regverdigheid nie 'n persoon wat dubbel straf nie. Daarom spreek die Here, verklaar hy my regverdig en mag ek in sy ewige koninkryk ingaan. Dit wil nie sê dat die Here dan in die eindoordeel gaan sê, ek het nie hierdie sonde gedoen nie. Natuurlik het ek. Hy verklaar my net vir regverdig, hy spreek my vry in die verdienste van die Here Jesus Christus. Elke mens moet voordat hy die nagmaal gebruik, eers vooraf homself ondersoek. En as hy homself wil ondersoek, dan is daar 3 goed wat hy moet doen. Eerste, hy moet ware kennis van sy ellende en sy sondes hê. Hy moenie sy sondes reg lieg nie, want dis nie eerlik nie. Hy moet homself kan sien soos wat God hom sien deur God se bril. Sodat hy eerlik vir die Here kan sê, Here, ek het hierdie sondes gedoen, ek het waaragtig berou daaroor. Ek het behoefte om aan die tafel in te sit en te hoor dat U my sondes vergewe. Die tweede ding is, so 'n persoon moet ook kennis hê van sy verlossing. Hy moet weet dat die Here hom verlos en dat die Here hom verseker gaan verlos. En hy moet daardie belofte glo. En die laaste ding is, iemand wat nagmaal gebruik, moet homself voorneem dat hy nou nie weer in sy ou sondes gaan verval nie.
Die feit dat die Here hom verseker van vergifnis van sondes, beteken dat hy nou werklik alles in die werk gaan stel, nou dat die Here hom weer versterk het met hierdie sakrament, dat hy so goed as moontlik sal wil lewe.